Goeiemôre van my kant af, vir wie ek nog geen môre gesê het nie. Ek sê vanoggend vir Chris, ons is nou pad na Paasnaweek toe en ek voel gewoonlik oor Paasnaweek soos mense oor Kersfees voel. Dis my spesiale tyd van die jaar. Wat ons dink oor die grootste storie ooit in die geskiedenis van die mensdom. Wat ons gesels, praat oor die een enkele moment wat alles verander het. En dis wat so wonderlik is van die oploop na Paasnaweek toe, dat daai naweek is die grootste ooit in die geskiedenis. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak of Sharnyding haar verjaarsdag is die grootste nie. Daai is die grootste gedag. Nou, net so iets interessant vir die wat dit dalk nie weet nie. Dalk het baie van julle ek het hierdie week dit net weer gelees en herinner geword daaraan dat as jy kyk na al die geskiedkundige persone in die antieke tye, so dit sluit in die Bybelse tyd en dit sluit tot hier by Genghis Khan en hierdie barbarian ouens in. Is van al die geskiedkundige figure, die persoon wat die meeste goed van gedokumenteer is Jesus. En tog, byvoorbeeld, ek dink dis Genghis Khan het soos, daar's net op 10 plekke iets oor hom geskryf. Maar almal in die wêreld sê ja, daar was 'n Genghis Khan gewees. So die bewyse is aan ons kant. Die bewyse is opgeskryf om te sê dat dit wat ons glo, dit wat ons vier en herdenk in hierdie tyd, dit het gebeur. Dis in die boeke. En ek wil jou graag aanmoedig om in hierdie tyd as ons gesels oor die kruiswoorde en oor Jesus se offer, om jouself net te onthou dat daar is so 'n sterk lyn gewees van hoe inligting oorgedra is, en ons sal 'n bietjie een Sondag daaroor praat, dat ons het die rekords van hoe die storie gebeur het. En dit maak dat die storie nie 'n storie is, maar die storie 'n werklikheid is. So ons gaan vandag gesels oor oor een van die, seker een van die twee, daar's twee wat baie bekend is van die kruiswoorde. Die eerste een is: my God, waarom het U my verlaat? Dis nogal 'n vreeslike aangrypende, en ek onthou toe ek dit die eerste keer as kind gehoor het, was dit vir my baie, baie weird gewees. Hoe kan God vir Jesus verlaat? So kom ons kyk na die teks, en dan gesels ons oor wat dit vir elkeen van ons kan beteken vanoggend. Ons gaan begin by Matteus 27, vers 37. Bo sy kop het hulle die aanklag teen hom aangebring wat gelei het: hy is Jesus, die koning van die Jode. Toe is 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerhand. Verbygangers het hom gelaster terwyl hulle koppe skud en sê: jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, as jy die seun van God is, red jouself en kom van die kruis. Net so het ook die leierpriesters saam met die skrifkenners en familiehoofde die spot gedryf en gesê: ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Hy is die koning van Israel, laat hom nou afkom van die kruis en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat hy hom nou red as hy wil. Hy het immers gesê: ek is die seun van God. Daar is woorde in daai teksvers wat baie diep sny. Wat ek dink, al het Jesus geweet wat hy weet, toe hy aan die kruis in pyn gehang het, het dit hom dieper gesny, toe hy hoor die mense sê, hy het op God vertrou. Daar's Jesus, seun van God, aan die kruis, besig om vir daai mense wat hom spot, vir ons wat hier sit, alles te gee. En hulle spot hom en sê, hy het op God vertrou. Met ander woorde, wat hulle eintlik vir Jesus sê is: waar is jou God nou? Het jy dit al gehoor? Wanneer jy partykeer deur diep dinge gaan, moeilike dinge gaan, wat van jou ongelowige vriende of mense half dit sal of net so skimp of sal sê van, nou maar, waar's jou God dan? Wat jy dit al gehoor van hoe gelowiges partykeer sê, waar is God? Kom ons wees eerlik. As ons eerlik moet wees, dit is presies die vraag
wat ek en jy vra wanneer dinge donker raak. Maak nie saak hoe diep jy in jou geloof is nie. Ek is oortuig daarvan dat elkeen van ons het eers op 'n stadium al gevra, waar is God nou? En wat gewoonlik op dit volg, is 'n gevoel van skuld. Maar self Jesus het in sy donkerste oomblikke het hy gewonder, waar is God? Matteus 27 vers 45 sê, van die 6ste tot die 9de uur het daar duisternis oor die hele aarde toegesak. Teen ongeveer die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het U my verlaat? Jesus het nie gekla toe mense hom geslaan het nie. Hy het nie gekla toe hulle hom verneder het, hom bespot het en vir hom gelag het nie. Maar daar het 'n oomblik gekom wat hy gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Dink 'n bietjie daaraan. Dink 'n bietjie aan die persoon saam met wie jy die meeste tyd in jou lewe spandeer. En as jy vir 'n lang tyd daai persoon nie sien nie of nie by die persoon is nie, hoe verlang jy na daai persoon? Dink 'n bietjie hieraan. God, skepper van die hemel en die aarde, Vader, Seun en Heilige Gees, was van die eerste oomblik af saam gewees. In daai oomblik wat Jesus deur al die eeue heen by God was, voel hy vir die eerste keer, God is nie by hom nie. Dit moes vrees aan jou hand gewees het. Dit moes vreemd gewees het. My Vader, my God, wat altyd by my is nou nie meer by my nie. Toe die teenwoordigheid onttrek, toe roep hy uit. My God, waarom het U my verlaat? Het jy dit dalk al uitgeroep? In oomblikke van nood wat jy voel, God is nie nou daar nie. Ons almal vra daai vraag een of ander tyd. Ons vra oor waarom die pyn? Waarom die verlies? Waarom die donkerte? En die waarheid is, ons gaan nie altyd verstaan nie. Ek dink jy kan met die meeste gelowiges gaan gesels wat maak nie saak hoe lank hulle saam met God 'n pad stap nie. So hulle gaan weer sê ons verstaan dit nie altyd nie. En ons sien selfs 'n ou soos Paulus. Julle weet, my Here sê in 1 Korintiërs 13 vers 12, nou sien ons wel 'n geheimenisvolle beeld, soos in die spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken het. Ek en jy sien net 'n deeltjie van die prentjie. Is daar van julle wat hulle praat altyd van mense as jy in spanne werk wat 'n arend is, wat hoog vlieg en dan vir die span bo oor alles kyk en al die goed probeer raak sien. Nou, dalk is daar van julle wat so is, wat dink, ja, ek sien gewoonlik die hele prentjie raak, want ek dink hoër, nie beter nie, maar hoër, en dis jou manier van operei. En die ding is, ek en jy sien net 'n deel. Die enigste een wat die hele storie sien is God. En in Jesaja 55 praat God deur die profeet, en daar's so 'n mooi stuk bevestiging vir ons van God wat weet. Waar ons lees in vers 8, ja, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Dis wat die Here sê, julle planne, julle paaie, nie gelyk aan myne nie. Hy sê, want soos die hemel hoër as die aarde is, so is my paaie hoër as julle paaie, en my planne as julle planne. Met ander woorde, ons gaan nie alles verstaan nie. Maar die ding wat ons kan aan vashou, wat ons moet onthou, is al verstaan ons nie, God weet. En daar's 'n paar goedjies wat ek graag wil hê ons moet onthou, en dis iets oor die karakter van God, en dit gaan ons help om te verstaan hoekom wanneer ek en jy soos Jesus wil uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Om jou te help onthou, maar hy het jou nie verlaat nie. En die eerste een is baie maklik. Eerste een is God is goed.
Onthou, God is goed. Markus 10 vers 18 sê, Jesus het hom geantwoord, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, en dit is God. Jesus sê hierso, God is goed. Hy sê, God is nie soms goed nie, hy is altyd goed. God is nie net goed wanneer dit goed gaan met jou nie. Hy bly goed, al gaan dit sleg met jou. God is altyd goed. Nou hier kom ons probleem in. Hier kom 'n bietjie van 'n paradigma skuif en 'n kopsverandering wat ons moet maak oor ons probleme. En die probleem is, ons meet God se goedheid aan ons omstandighede. Hoor mooi. En dis belangrik, want ons leef in 'n wêreld wat elke tweede post het 'n hashtag blessed of ek is so geseënd omdat ek dit en dit en dit het. Ons meet nie God se goedheid aan ons omstandighede nie. En hier kan 'n mens met baie mense gaan praat wat in die vervolgde kerk werk. As die ouens wat in die vervolgde kerk is, baie keer baie swaarder as ons. As jy wil 'n vrou dit gaan, dan gaan hulle vir jou sê dit gaan goed, want God is goed. Ek het stories gehoor van die oorloë wat reg oor die wêreld aan die gang is, hoe Christene nie in paniek ingaan in daai lande en sê, waar is God nie, maar waar hulle besef God is goed en hulle gaan in gebed en hulle nader tot God. Wat sal ons doen? As dinge so sleg begin gaan dat die oorlog uitbreek, gaan ons nog steeds sê God is goed. God se goedheid verander nie saam met jou situasie nie. God bly goed, of dit goed of sleg gaan. En moet asseblief nie God se goedheid in jou omstandighede meet nie, want wat vir hom duidelik is, sy paaie is anders en jy kan dit nie altyd sien nie. Die tweede een is, onthou God is vir jou. God is goed, God is vir jou, so God is vir my. Romeine 8 vers 31, baie mooi vers sê, wat sal ons dan hiervan sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dink daaroor, die skepper van die hemel en die aarde is vir jou. Laat dit insink. Die skepper van die hemel en die aarde, daar waar ons nog eers kan gaan met Elon se ruimtevliegtuig nie, nê? Die God wat dit gemaak het is vir jou. Hy is vir my. Hy is nie teen jou nie. Hy werk nie teen jou nie. Hy het nie sy rug op jou gedraai nie. Julle sal onthou ek het 'n rukkie terug gesê, as ons wegloop van God af, is dit nie 'n ver pad terug nie, dis letterlik net omdraai. God draai nooit sy rug op jou nie. Hy is vir jou. Die derde een is, onthou, God is met jou. Hebreërs 13 vers 5, hy het gesê, ek sal jou beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is my helper. Ek sal nie bang wees nie. Wat sal 'n mens aan my kan doen? Ek sal jou nie verlaat nie. Weet julle, ek wil die woord insit, nooit verlaat nie. Selfs al voel dit vir jou asof jy op 'n plek is waar jy alleen is, waar jy eensaam is, waar daar donker is, wil ek vir jou vra, kanselleer jou gevoelens vir 'n oomblik en herinner jouself aan die waarhede dat God is goed. En ook dat God is vir jou. So die groot vraag wat jy moet vra is nie of jy God verstaan nie. So moenie die vraag vra, verstaan ek God nie. Die groot vraag is, vertrou jy hom? Dink terug toe jy klein was. Moes jy partykeer jou ouers vertrou? Daar's altyd daai prentjie van 'n kind wat van hoog af spring en sy pa vang hom, daai tipe gevoel. Hy dalk nie geweet sy pa gaan hom vang nie, maar hy het vertrou. Al het daai kindjie dalk nog nie dit geweet nie. So die groot vraag is nie, verstaan jy God nie? Die vraag is, vertrou jy hom? So as jy in die moeilike donkerte sit, moenie sê ek verstaan nie vir God nie. Sê liewer ek vertrou vir God. Dis 'n vraag, dis 'n stelling van verandering wat alles in jou lewe kan verander. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart. Op jou eie insig moet jy nie staat maak nie.
ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Ons gaan nie alles verstaan nie, maar ons kan God ken. Ons kan God leer ken en dieper in verhouding met hom groei, sodat vanuit die verstaan daar kom, ons kan sê ek vertrou. Wanneer jy begin om God beter te leer ken, verander jou vrae ook. As jy 'n verhouding met God het en God openbaar hom aan jou, jy verstaan Jesus, die Heilige Gees lei jou, verander jou vrae weg van waaroms. Tydens die advertensie wat die seentjie op was, dan hoekom? Hoekom? Het julle al kinders gehad wat hoekom? Ons is partykeer soos daai kinders wat vir God die hele tyd waarom? Dit verander na wat, Here? Nie waarom, Here, nie wat, Here. Dit verander van dit af en dan vra jy later aan, wat doen U? So jy sit in 'n donker plek en jy vra vir die Here, wat is U besig om te doen in my lewe? Wat wil U my leer? Wat is U plan hier? Die waaroms word verander na wat toe, as jy begin om God te vertrou. So, waarom het God Jesus verlaat? Hier is die sleutel. 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy wat nie sonde geken het nie, het hom ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kan word. Jesus het sonde geword. Hy het jou sondes gedra. Hy het my sondes gedra. En omdat God heilig is, moes God wegkyk. Omdat God heilig is, moes hy wegkyk. Want vir daai oomblik in tyd het al die sondes van ons, al die sondes van die wêreld op Jesus gekom. Omdat dit alles en so oorweldigend op hom was, moes die heilige God wegkyk van sy seun af, sodat ek en jy mense kan word na wie God kan kyk. Jesus was verlaat. En hy het uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Sodat jy nooit verlaat hoef te voel nie. Sodat dit wat op jou kom, bedek word met die bloed van Jesus en dat die heilige God na jou kan kyk. Jesus was geoordeel, sodat jy vergewe kan word. Hy was verwerp, sodat jy aanvaar kan word. So wat doen ons? Dit is maklik om nou hier te sit en dink, wow, dis mooi, ek voel, dis so great, nee, maar wat doen ons? As ons hier uitstap, in die wêreld in, waar dit donker is, waar daar opiniesverskille is, waar daar politieke verskille is, waar alles so deur mekaar is, het ons met 3 waarhede uitstap vandag en dis, God is goed. God is vir my, en God is met my. Selfs wanneer dit donker is al buite, onthou God is goed, God is vir my, God is met my. Veral wanneer jy nie verstaan nie, onthou God is goed, God is vir my, God is met my. En dan ook selfs wanneer jy vra, waarom? Onthou, ons God is goed, ons God is vir ons God is met jou. En dalk, as jy vandag op 'n plek, waar jy nie weet waar jy om te draai nie. Dalk is jy vandag op 'n plek wat jy al sê, my God, waarom het U my verlaat? Dan wil ek vir jou bemoedig en sê, God het jou nie verlaat nie. Jy dink dalk, jy het weggeloop van God, maar dit is net een draaitjie terug. En jy kyk terug in God se oë, want Jesus het die oomblik van al ons sondes op hom geneem, sodat God van hom verlaat was, en sodat God nooit van ons verlaat sal wees nie. Hoekom het Jesus uitgeroep, my God, kom het U my verlaat? Sodat ek en jy vergewe kan word. Sodat ons skoon kan wees. Sodat God na ons kan kyk. So ek wil jou aanmoedig, in oomblikke van nood, oomblikke van onsekerheid, uit 'n plek van vertroue, roep God se naam aan. Uit 'n plek van vertroue,
kies en sê, Here, ek sal U vertrou, al weet ek nie wat gaan nou aan nie. En hou vas. Ek dink ons gaan in 'n tyd in die wêreld ingaan, wat glo, regtig stywer aan God gaan vashou, waar dit nodig gaan wees om vas te hou. En dit gaan nodig wees dat ons vashou aan die vertroue in God, meer as die hoekoms en waaroms van God. Jesus was verlaat gewees, sodat ek en jy nooit verlaat hoef te word nie. Wil jou 'n oomblik gee om net so te sit en die oë toe te maak, en jou verbeelding dalk gebruik en bietjie in te dink hoe dit vir Jesus gevoel het, na om van die begin van tyd af saam met God te wees, om vir 'n oomblik verlaat te word, sodat ons voor God kan staan. Ek wil jou vra om bietjie te dink oor die tye waar jy dalk gevoel het God het jou verlaat, waar jy nie verstaan het nie. Om dalk terug te dink of jy in daai tye kan onthou hoe God deurgekom het en vir jou gewys het of voorsien het. Nie omdat jy verstaan het nie, maar omdat jy vertrou het. Dalk moet jy 'n oomblik neem en vanoggend net sê, Here, ek besluit om vandag nie meer te gaan oor dit wat ek weet nie en wat ek verstaan nie, maar dat ek kies om eerder te vertrou as te verstaan. Here Jesus, baie dankie dat U al ons sondes op U geneem het, sodat ons met vertroue kan weet dat God ons nooit sal verlaat nie. Sodat ons kan weet, God is goed, God is vir my, en God is met my. Here, ek bid en vra dat U vanoggend vir elkeen van ons, waar ons ook al in ons lewens mag wees, dat U deur U Gees in elkeen 'n belewenis en 'n vertroue sal sit dat U is by hulle. Here, dat as ons vanoggend hier uitstap en in ons karre klim en huis toe gaan of winkels toe gaan en môre opstaan en werk toe gaan en besig raak, Here, dat ons as ambassadeurs sal leef as mense wat 'n God wat teenwoordig is aan mense wil bewys en openbaar, Here. Here, mag ons lewens so lei en wees dat mense leer om nie te vra waarom God nie, maar hulle in ons lewens sal sien van vertrou God. Want deur God te vertrou, wys ons op paaie wat hoër as ons paaie is. Heilige Gees, wanneer dit vir ons moeilik raak en dit swaar raak om vas te hou en die vertroue min is, sal U vir ons voorsien. Sal U namens ons intree en by die Vader pleit. Sal U ons optel as ons knieë buig en die waaroms die vertroue oorneem. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met elkeen van julle wees. Mag sy teenwoordigheid hierdie week in jou lewe tasbaar en sigbaar wees. Mag jy daar waar jy partykeer voel, jy weet nie waar God is nie, mag jy met sekerheid en vertroue weet, God is goed, God is by jou, en God is vir jou. Ons almal sê saam, Amen. Geniet die koffie.